Goeiedag en baie welkom by vandag se digitale boodskap. Ek groet julle almal vandag in die naam van God die Vader, die skepper van hemel en aarde, en in die naam van Jesus Christus, ons verlosser, en ook in die naam van die Heilige Gees, ons leidster en ons trooster. Vandag gaan ons 'n klein bietjie gesels oor profesie uit die teks Jesaja 6 vers 1 tot 9. En profesie is iets wat my nou al vir die afgelope rukkie so klein bietjie besig hou. Vandat ek eintlik gepreek het uit Sagaria uit, is dit iets wat my so bietjie uitgedaag het. Hoe werk profesie? Bestaan dit nog? Is dit nog van toepassing? En dit my bietjie uitgedaag. So, dalk dink julle vandag, maar dit is eenvoudig. Jy weet nie worry oor 'n klomp dinge nie, dit is eenvoudig en julle mag dit dink met goeie rede, want daar is 'n groot gedeelte van dit wat wel baie eenvoudig is. Maar dan kom al vir my so klein bietjie van 'n onderskeid met profesie, oor die profesie voor Jesus en die profesie na Jesus, en onderskeiding is eintlik nogal 'n sleutelwoord wanneer dit kom by profesie. Die eenvoudige deel van profesie is dat daar twee groot profesieë was. Die eerste ene was natuurlik dat 'n Messias sal kom om ons te red, en dit het toe gebeur. En nou is die tweede profesie is dat Jesus weer terug sal kom na ons toe. Hy sal weer kom, sy wederkoms. Maar Jesus het gesê dat daar profete sal wees na hom, maar dat dit nou anders sal wees. Ek wat vandag preek is 'n vorm van profesie. So hoe verstaan ons dit nog vandag? Ons kan nou baie diep hier ingaan, maar ek dink dan gaan ons die punt mis. Maar daar is 3 dinge wat belangrik is wanneer dit kom by profesie. Is dit in lyn met die Bybel? Verheerlik dit Christus en dra dit vrug? Dis amper so 'n manier hoe ons 'n profesie toets. Profesie is definitief nie 'n geestelike indruk nie, dit gaan nie oor die persoon nie, en dit skep nie vrees of beheer nie. Maar dan die belangrikste ding, profesie word altyd getoets. Wanneer jy een hoor, dan bid jy en jy vra vir die Here dat hierdie woorde jou of sal opbou, bemoedig, of sal vertroos, of jy net sal help. 'n Profesie gaan nie oor ons gewete of dat ek nou iets gehoor het en dit laat my nou verskriklik skuldig voel en nou moet ek iets aan doen nie. Dit is nie net 'n gevoel of 'n emosie nie. Maar die vraag wat nog steeds die hele tyd by my bly is, hoe moet ek vandag profeteer? Maar kom ons lees hierdie teks saam en dan kom ons terug na daardie vraag toe. Maar voordat ons saam lees, kom ons bid eers saam. Liewe Here, baie dankie dat ons vandag hier so kan wees. Dat U aan ons U woord kom openbaar. Vir ons kom wys wat dit is wat U vir ons wil kom sê. Here, kom lei ons vandag. Mag ons U teenwoordigheid ervaar en mag ons net ontvanklik wees vir dit wat U vir ons wil kom sê. Ons bid dit in U naam alleen. Amen. Ek lees vir ons Jesaja 6 vers 1 tot 9. In die jaar van koning Josia se dood het ek die Here gesien. Hy het op 'n baie hoë troon gesit en die onderste van sy kleed het die tempel gevul. By hom was daar serafs om hom te dien. Elkeen het 6 vlerke gehad. Met 2 het hy sy gesig bedek, met 2 het sy voete en met 2 het hy gevlieg. Die serafs het mekaar telkens toegeroep. Heilig, heilig, heilig is die Here die Almagtige. Die hele aarde is vol van sy magtige teenwoordigheid. Hulle het so hard geroep, dat die deure in hulle kusyne gerammel het en die tempel vol rook geword het. Toe het ek uitgeroep, dit is klaar met my. Ek is verlore, elke woord oor my lippe is onrein, en ek woon onder 'n volk van wie elke woord onrein is. En nou het ek die koning gesien, die Here die Almagtige. Een van die serafs het toe 'n gloeiende kool met 'n tang van die altaar afgevat en na my toe gevlieg. Hy het my mond aangeraak met die kool en gesê, nou dat die gloeiende kool jou lippe aangeraak het, is jou oortredinge vergewe, jou sonde versoen. Toe het ek die Here hoor vra, wie kan ek stuur? Wie sal ons boodskapper wees? En ek het geantwoord, hier is ek, stuur my. Toe het die Here gesê, gaan sê vir hierdie volk, julle sal hoor en tog sal julle niks verstaan nie, en kyk en tog niks sien nie. Dis 'n merkwaardige teks hierdie. Kom ons praat eers oor wie Jesaja was. So Jesaja was 'n profeet in die suidelike koninkryk van Juda. Hy was omtrent 40 jaar het hy bedien. Sy naam beteken letterlik die Here red. Sy tyd van bediening
was nogals vol spanning. En in Jesaja 6 lees ons spesifiek van sy roeping. Maar wat hier interessant is die volgorde van die roeping. So, dit begin by die troon, en dan dit begin by die koning op die troon, en dan die profeet met 'n boodskap. God openbaar homself. Jesaja sien homself. God reinig hom. God roep hom. Jesaja antwoord, en God stuur hom. Dis amper soos 'n mini-evangelie hierso. God openbaar homself, Jesaja sien homself, God reinig hom, God roep, Jesaja antwoord en God stuur. In die eerste gedeelte lees ons dat koning Josia se dood 'n krisis kom skep. Koning Josia was omtrent vir 52 jaar het hy regeer. En dit het gemaak dat Juda ekonomies baie sterk was. Ons is nie seker, of ons neem aan dat hulle nie baie geestelik sterk was nie, maar toe sterf hy skielik, en toe is daar totaal en al onsekerheid. Wie gaan nou regeer? Wat gaan van Juda word? Maar almal kyk nou net na die leë troon, en Jesaja fokus nie op hierdie leë troon nie. Hy kyk eerder na die troon wat vir ewigheid gevul is, en dit is die troon waarop God sit. Voordat God ooit vir Jesaja iets vra, wys God eers vir Jesaja wie hy is. En Jesaja het hierdie verheerlikte prentjie van God. Sy kleed vul die tempel. Hulle het in die antieke wêreld geglo, hoe groter die kleed en hoe langer die klere en hoe mooier, hoe groter is die koning en hoe meer indrukwekkend is die koning. Maar God word nie eers ten volle hier beskryf nie. Net die rand van sy kleed wat Jesaja probeer beskryf, oorweldig hom op so 'n verskriklike manier. En dan is daar serafs ook, en hulle roep mekaar toe. Seraf beteken letterlik brandendes. Dit is hemelse wesens wat God aanbid en in sy teenwoordigheid lewe. En hulle elkeen het 6 vlerke, wat baie simbolies is. 2 wys na nederigheid, hulle bedek hulle gesig. 2 verwys na erkenning van hulle menswees, hulle bedek hulle voete. En 2 vir diens, hulle vlieg. So hierdie is alles nog maniere om God op 'n sekere manier te probeer beskryf, en dan staan daar dat die serafs mekaar toegeroep het, heilig, heilig, heilig is die Here die Almagtige. So in Hebreëus was daar nie vetdruk of bold gewees nie, so herhaling was die manier om iets te beklemtoon. En dis hoekom hierdie beklemtoon word. En die woord heilig is die enigste woord, karaktereienskap van God, wat op hierdie manier herhaal word. Dit is God se grootste eienskap. Hy is totaal anders, volmaak, sonder sonde, vol heerlikheid. En dan gebeur daar verder iets ongelooflik. Die deurkosyne bewe, die tempel word gevul met rook. Dit herinner hulle aan die Sinaï berg waar God aan Moses verskyn het. Wanneer God homself openbaar, dan bewe alles. En Jesaja wat hierdie sien, reageer daarop. En wat sê Jesaja? Hy sê, dis klaar met my. Ek is verlore. Elke woord oor my lippe is onrein. Dis nogal so 'n snaakse reaksie. In God se heiligheid besef Jesaja dat hy sondig is. Jesaja sien homself as onrein. En sonder dat Jesaja enigiets verder doen, neem God die eerste stap en 'n seraf vat 'n kool van die altaar af, die plek waar offers gebring word, die plek waar versoening plaasvind. En hierdie seraf raak die kool aan sy lippe en sê vir Jesaja, jou skuld het gewyk, dit is weg. Hier is een van die belangrikste en mooiste waarhede van die Bybel, is dat voordat enigiets verder kon gebeur het, kom daar vergifnis. God vergewe mense en dan gebruik hy hulle. Dis presies wat later ook met Petrus gebeur, dieselfde gebeur met Paulus. En uiteindelik gebeur dit met elkeen van ons ook. Dis eers genade en dan is dit roeping, nooit andersom nie. Die instrument word eers voorberei. En dan kom ons by vers 8 en hier hoor Jesaja iets. Tot nou toe het Jesaja nog net gekyk. En nou luister hy en hy hoor die volgende vraag: wie sal ek stuur? Is baie interessant wat hier besig is om gebeur. Na al hierdie dinge wat nou gebeur het, na die bewe, na alles wat gebeur het, is dit nie Jesaja, kom bietjie hierso nie. God vra, wie kan ek stuur? God dwing niemand nie. Hy vra, hy nooi ons uit. God soek bereidwillige harte. En dan kom Jesaja en hy sê, hiernei nie, hier is ek, stuur my.
Nou wat het ewe skielik verander? Jesaja het gesê, ek is verlore, dit is klaar met my. Elke woord wat oor my lippe gaan kom, sal onrein wees. En nou sê hy, hier is ek. Wat gebeur het, is God se genade. Nou eers ontvang Jesaja sy opdrag, en is glad nie die opdrag wat mense sal verwag nie. God sê, gaan na hierdie volk toe, en sê vir hulle, julle sal hoor en nie verstaan, en kyk en nie sien nie. Hierdie tipe goed is altyd interessant, want wat probeer God hierdeur sê? En hy sê eintlik net eenvoudig, harde harte, dat hulle harte hard was, en dat hulle nie wou luister nie. Daar is hierdie bekende sêding, wat sê, die son wat was laat smelt, maak klei hard. Dieselfde woord van God bring lewe by die wat glo, maar openbaar ook die hardheid van die wat aanhou weerstand bied. So as ons terugkyk na hierdie gedeelte, is amper asof ons 6 bewegings is. Dit wat ons daai die mini-evangelie. En dis uiteindelik maar ons storie ook. Ons ontmoet eers vir God, dan ontdek ons eie gebrokenheid, dan ontvang ons sy genade en nuwe lewe, dan hoor ons sy stem, dan antwoord ons, hier is ek, Here, en dan stuur hy ons. Maar nou kom die groot vraag, vir wat, waarheen? Want Jesaja is gestuur as 'n profeet, en ons is nie Jesaja nie, ons leef ook nie meer in daai tye nie. Jesus het gekom, die kruis het gebeur, die Heilige Gees is uitgestort. So hoe lyk dit vandag as God iemand stuur? Moet ons wag vir 'n visioen, serafs, 'n stem uit die hemel, of lyk dit dalk so klein bietjie anders vandag? En dis waar 1 Korintiërs 14 my toe so klein bietjie gehelp het. Paulus sê hierso, in die eerste gedeelte, iemand wat profeteer, rig hom tot mense, en praat woorde wat geestelik opbou en bemoedig en vertroos. Met ander woorde, ons hoef nie 'n Jesaja visioen te hê vir die Here om ons te gebruik nie, maar ons moet dieselfde hart hê. Ons moet sê, Here, maak my oë oop. Laat ek raak sien wie moedeloos is, wie alleen is, wie hulp nodig het, wie opbou nodig het. Laat ek hoor waar U reeds besig is om te werk. Want profetiese werk begin nie by praat nie, dit begin by luister, by mense wat naby aan hom lewe. En wanneer ons naby aan God lewe, dan begin ons raak sien wat God raak sien. Dan lees ons 'n teks in die aand voordat ons gaan slaap en ons kry 'n gevoel om dit met iemand te gaan deel. Dan gebruik God ons om sy woord op mense se lewens te laat land. Ons openbaar nie nuwe waarhede nie, ons bring God se ewige waarheid na mense se huidige omstandighede. Ons herinner mense aan wat God reeds gesê het. Ons wys mense terug na Jesus. Dit is, ek hoor 'n storie, dis byvoorbeeld, iemand het 'n miskraam gehad. En iemand sê vir hulle, ek sien jy lyk hartseer, en so rukkie later kom dieselfde persoon na hulle toe en sê, jy gaan 'n seun hê oor 'n jaar. Die feit dat die persoon dit vir daai persoon gesê het, is dit nie, daai persoon het nie gemaak dat haar kind gaan kom oor 'n jaar nie. God het iets aan hierdie persoon openbaar wat hy of sy gevoel het om aan iemand anders te sê. En profesie werk nie altyd so nie. Dis wat ek nie sê. Dis eintlik juist wat ek vandag vir julle kom sê, is dat dit is nie altyd sulke tipe goeters nie. Irma, iemand by die Vroue Bybelstudie het my hierdie week gehelp met die ding van profetiese werk versus profesie. En die vraag wat ons onsself eintlik vra is hoe is ons besig met profetiese werk? Kan ons vandag nog iemand help of lei? Kan God iemand op 'n besondere manier lei? Ja, natuurlik kan hy. Maar dan moet ons altyd vra, lei dit mense nader aan Jesus of stuur dit hulle weg, verwyder dit hulle van Jesus? Is dit in lyn met God se woord? Bou dit op, bemoedig dit en vertroos dit. Het ons dit getoets? Het ons daaroor gaan bid? Want uiteindelik lê die gesag nie in my ervaring nie, die gesag lê in God. Ek wil vandag afsluit met 'n eenvoudige prentjie. Dit is die ding tussen gesag en krag. Hier kom 'n 10.000 ton trok op die snelweg afgery. En daar stap 'n polisieman voor hom in die pad en hy steek sy hand op en hy sê, kom, trek af. En die trok trek af. Hoekom trek daai trok af? Wat is die verskil hierso? Want as daai trok ry, dan ry hy daai polisieman in 'n klomp stukke. Wat gee vir hierdie polisieman die autoriteit, die gesag? Die polisieman dra 'n uniform.
Dit is wat hom gesag gee. Maar nie net dit nie, dit gaan nie omkeer nie. Die gesag kom met die krag wat agter hom is, die regering, die wet, wat hy moet toepas op iemand wat nie daai wet en wat nie daai wet gehoorsaam nie. Hierdie is nie omdat die polisieman sterker is as die trok nie, maar omdat sy gesag gedra word deur iets baie groter as hy. So wanneer ons namens onsself praat, het ons woorde eintlik baie min gesag. Maar wanneer ons naby aan God leef, sy woord ken en sy gees ons lei, om daardie woord met iemand te deel, dan lê die gesag nie in ons nie. Die gesag lê in die een wat ons stuur. Dit is profetiese werk. Ons wat naby aan God leef, maak dat hy ons kan gebruik om iemand op te bou, iemand te bemoedig en iemand te vertroos en altyd terug te wys na Jesus. Want dit is presies wat Jesaja gedoen het. Hy het God ontmoet, hy is deur God verander en toe antwoord hy, nee nie, hier is ek Here, stuur my. En mag dit een en elkeen van ons antwoord ook wees. Mag ons weet dat God ons kragtig gebruik. Kom ons bid saam. Liewe Here, help ons om te weet dat U 'n roeping op een en elkeen van ons lewens het. Dat U ons aangestel het as koning, priester en profeet. Maar Here, help ons ook om te verstaan dat ons nie hierdie groot visioen hoef te hê of enigiets soos dit nie. Maar Here, dat U woord op ons hart druk, dat U iets op ons hart druk om met iemand iets te deel dalk. En Here, dat ons wat naby aan U lewe, 'n verhouding het met U. Maak dat ons Christendom dan uitleef, ons wat Christendom doen. Kom help ons om te verstaan dat dit is deel van ons profetiese werk, ons profetiese roeping. Here, kom help ons om raak te sien waarmee U besig is. Help ons om die selfvertroue te hê dat as U iets op ons hart druk, dat ons dit met iemand sal deel. Here, help ons om te gaan kyk wat U se doel is met hierdie tipe goed soos profesie, Here. Dat ons nie net skepties oor dit sal wees nie, maar dat U ons werklik sal help daarmee. Dankie vir alles wat U vir ons doen. Ons bid dit in die groot en heilige naam. Amen.